Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dis amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Sondag die 22ste Junie is ons familiediens. Didikay gaan 'n toneelspel opvoer en daar gaan heerlike pannekoeke wees gemaak deur Fusion. Bring sommer die hele familie. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. Maak ons Christendom te ingewikkeld vir mense wat nie glo nie. Jesus sê, "Volg my." Dit is lewensveranderend. Hierdie wintervakansie hou ons dit uncomplicated. Vanaf 29 Junie tot 27 Julie gaan ons Sondag slegs 1 diens om 9:00 hê. Vanaf Augustus sal ons weer voortgaan met 2 dienste. Die 29ste Julie begin ons ook met 'n nuwe preekreeks met die naam Uncomplicated. So maak seker jy mis dit nie. Die lewe het soveel uitdagings en in hierdie uitdagings is daar oorwinnings as ons aanhou glo. Kom luister na Lofty se lewensverhaal van 'n jong man vol planne tot die Here sy lewe vir ewig verander. Maar dit bly nie daar nie. Hy stap tot nou toe nog 'n pad van gehoorsaamheid wat steeds vol uitdagings is. Hier gaan genoeg sop en brood wees om gou van die winterkoue te vergeet. Ek wil net namens Tree bietjie terugvoering kom gee oor wat besig is om in ons skole te gebeur. Tree staan vir Transforming Educational Environments en hier is net 'n voorsmaakie van wat ons weekliks in die skole doen. By Hebron het ons inspraak in 25 kinders se lewens. By Toosius vertel ons vir tussen 50 en 100 kinders van Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. By Hoërskool Bellville bedien ons tussen 100 en 200 kinders in hulle klein groepies. Daar is ook ander skole wat ons al genader het vir spesiale geleenthede, soos Kero Brackenfell met hulle saalopeninge, Jean Lou om hulle superhero week saam met hulle te vier, en laastens Justenberg vlakte waar ons die storie van Paasfees met hulle kon gedeel het. He's an awesome God, he reigns from heaven.
Baie dankie aan elke persoon wat bydra maak tot ons Triefonds. As jy vandag hierso sit en graag ook bydra wil lewer, kontak my gerus. Sonder jou is Tree nie moontlik nie. Onthou, jy kan jou parkeerkaartjie betaal met SnapScan of Zapper. Scan net die kode agter op jou kaartjie. Dit is lekker volgens saam met jou te kuier. Dis heerlik dat jy so by ons, saam met ons is. Jy sal sien, as jy by die deur ingestap het, was ons vrygewig. Ons het vir elke man 'n apparaat gegee, 'n tool gegee. Nou, julle weet, iets van hierdie tools dis gemaak deur die span met hulle eie vernuf en handewerk en kunswerk, nê? So geniet hom. Hierdie is die enigste tool wat soet is. En dan is daar resolution wat ons later gaan gebruik. En dan is vir jou horlosie gegee, 'n smartwatch. Nou, jy let nou daarop, asseblief plak hom teen jou spieël vas, dan gaan jy nou sien, ons het ons winterdienstye so bietjie gechanged van die 29ste Junie af, dis die laaste Sondag in Junie, vir die hele Julie, uncomplicated, ons maak dit maklik. Een diens 9 uur. So het lang gedink oor wanneer hierdie diens moet wees, 8:30, soos nou is 10:15, dan word ons dit gaan die mekaar wees, ons gaan dit probeer makliker maak, want die ouens wat 8:30 kom sê 9:15 is te laat, en die wat 9:15 kom sê 8:30 is te vroeg, dan maak ons om 9 uur. Okay? So ons is almal wenners, né? So vat hom, onthou hom asseblief, as jy aankom in Julie, in die skoolvakansie, en jy's te vroeg of te laat, draai my net weer. Jy sal dit reg kry. Okay, so dis ons dienstye wat daar op is, en dan die Kersboom, jy gaan later verstaan waar dit gaan. Die jaar vlieg, dis al Kersfees, okay? Maar hou vas, jy sal later verstaan, solank jy jou aandag trek, dis al waar dit gaan, okay? Dis reg. Okay, so vanoggend baie spesiaal, dit is so wonderlik om te weet, ons het 'n dag wat ons net vier vir al die manne, nee, Vadersdag. Kyk, die res van die jaar is vir die vroue, nee, maar ons het daarom een dag uitgedink en gesê, en toe vat hulle nog, die deel ons saam met jeugdag ook. Jy weet, hulle sê ons moet nog maar so share. Nee, ek weet, hulle sê altyd is andersom, jy weet, hulle sê ons moet eintlik vir die vroue en vir die mans. So vanoggend is Vadersdag, julle kan maar die presentation opsit daar, en ek wil sê baie gelukkige Vadersdag aan elkeen van ons manne wat hier is, soos daar staan, en so toe ek nou dink aan vandag, mens kry minder geleentheid, waar jy eintlik kans het om vir mans te preek. Nee, ons preek altyd ons vir almal, en ek dink dan is daar iets wat 'n ou nou aan dink, maar wat is dit, maak dit anders vandag? Wat is 'n ander woord en 'n ander iets, of iets waarop ou kan fokus? En ek dink die groot prentjie is, as ons net 'n bietjie na statistiek gaan kyk, is dit dalk iets wat vir ons iets moet sê. Nou, 1 uit elke 3 gesinne in Kaapstad het slegs 'n ma as 'n ouer. Nee. So dink aan 1 uit elke 3 gesinne wat jy sien, nee, is daar nie 'n pa glad nie teenwoordig nie, of hy het weggetrek, of hy is oorlede, of hy is net, jy weet, net nie hy's missing, hy's net nie, maar hy is nie deel van die huishouding nie. Maar dan kom die vraag altyd om te sê, okay, maar hoeveel gesinne het 'n fisiese pa wat wel teenwoordig is en wat belangstel in die gesin se lewe? Jy weet, so van die 2 gesinne wat oorbly, wie sê dat die paas wat daar is, wel, hy is daar, maar wie sê hy is daar? Verstaan? En ek dink dis waar dit gaan. Dit gaan oor 'n prentjie van om te besef om teenwoordig te wees. Okay, in jou rol as pa, maar ook teenwoordig te wees as man. En dis waar ons gaan praat, maar ek dink die oomblik as jy praat oor iets soos hierdie, dan is dit eintlik maar vir almal, nee, dit is nie net vir die mans nie, dit is eintlik maar vir elkeen van ons. So die beste ou wat ek aan kon gedink het, of daar is, kom ons stel dit so, baie uitdagings wat ons beleef as paas of as mans. Jy kan nou dink by jouself, goed Rian, ek hoor die statistieke en die goede, maar dis dalk taaf, want party paas moet wegwerk, jy weet, moet oorsee werk, of party paas is dalk net nie daar nie, as gevolg van net hoe die lewe is, of die lang ure, ensovoorts, en ons 'n klomp redes, kan sê, maar daar's 'n klomp uitdagings wat kan bydra tot hierdie statistiek. Okay? Maar die prentjie is, ek dink, ons moet eers 'n manier vind om ten spyte van die uitdagings ook nog te leef. En daar's 'n voorbeeld in die Bybel, Abraham.
Nou wat jy nou sy storie ken, nou jy kan gaan lees van Abraham in Genesis die hele verhaal, maar ek dink dit was nogal 'n ou gewees wat baie challenges en uitdagings gehad het, maar wat nog steeds present was. Hy was nog steeds teenwoordig in alles wat hy gedoen het. So vinnige tydlyn, net om jou geheue so te verfris. So hy is die ou wat die Here geroep het op 'n stadium en vir hom gesê het, Abraham, trek weg van die bekende en gaan na 'n plek toe wat jy nie ken nie. Jy weet nie eens waar jy nie gaan nie. Nou, dis moeilik, baie keer vir ons, imagine die Here sê vir jou, trek weg hiervan af na Brakpan toe. Hierdie was nog moeiliker, dit gesê, trek weg, mag nie eens vir jou sê, waarheen om te trek nie. Verstaan jy, ek bedoel, dit is waar Abraham was, en in die prentjie, ek mag spot van die oosrand, en ek kom daarvan af, okay? Daar so sê hulle, die honde loop twee saam, hulle is bang die kinders buite hulle. Okay, maar anyway, ons kom daarvan af. So, die prentjie is, God roep vir Abraham, en hy sê vir hom, jy moet iewers heen gaan. Nou, dis al klaar waar sy journey begin. Dan in hierdie storie, dan kom die Here nog en hy sê, ek gaan met jou, Abraham, 'n verbond sluit. So ewe skielik word hy uitgebeeld as hierdie vader van die nasies. Ek bedoel, ewe skielik hierdie een ou, wat nie 100% seker is eers oor sy eie toekoms nie, kom die Here en hy maak hierdie uitspraak oor hom wie hy is. Jy gaan 'n groot nasie wees. En dan, om sy planne te maak en te beraam, kom hy agter, maar hy het nie kinders nie, hy maak 'n fout, hy maak 'n plan, slavin en hulle het 'n seun met die naam van Ismael. En dan kom die Here sê, nee, dis nie my plan vir jou nie. Op 100-jarige ouderdom, wie is 100? Okay, as hoop vir ons almal. Nee, word hy en sy vrou swanger en hulle kry 'n seun met die naam van Isak. So dink jy die ou se lewe, oral wat gebeur, ons fast forward nou baie. Dan verder kom die Here en hy vra vir hom, hoorie, ek gaan jou geloof toets, hierdie seun wat jy so lank voor gewag het, wat die belofte is, wat jy gedink het, dit is die destiny, dit is waar jou lewe gaan, jou lewe draai net om Isak, en ek sê vir jou, vat vir Isak en gaan offer hom, verstaan, dis deel van hierdie pa se journey, die uitdagings wat hy beleef het, en dan op 127-jarige ouderdom sterf Sarah, dis nogal oud, okay, dis nog 'n uitdaging in sy lewe, dat sy vrou so lank geleef het, nee, dis 'n grappie, ek werk met 'n tough crowd vanoggend. Ek sien julle of ergens julle nie genoeg koffie ingekry nie of iets, maar ek sal julle probeer laat hy so 'n bietjie ontspan. En dan trou hy weer 'n keer, baie min mense weet dat hy het weer 'n keer getrou en by hierdie vrou het hy nog 6 seuns gehad en dit is 'n lang storie. Maar hy was so betrokke selfs by hierdie seun se lewe. Ek dink Genesis 25 kan jy dit gaan lees, dat hy selfs vir hulle ook weggestuur het in 'n ander rigting van waar Isak is om hulle ook te beskerm met 'n klomp geskenke. So hy was so present selfs in hierdie kinders se lewens. En dan op 175-jarige ouderdom sterf Abraham. En vir my mooi is dat daar staan geskryf en sy twee seuns, Ismael en Isak, het hom gaan begrawe in dieselfde grondgebied in die graf waar hy Sarah begrawe het. So is vir my asof hy was so present in hulle lewens, dat selfs aan die einde van die tyd, het sy seuns, hulle was daar, hulle pa was daar, en hulle het gevoel, is belangrik dat ons moet gaan en ons pa, verstaan, gaan begrawe. So as jy die hele mooi storie gaan kyk van Abraham, in al die uitdagings weet ons, hy is die vader van geloof, gaan gelees in Hebreërs 11, en sy hele geskiedenis wat ons vandag het, kyk ons daarna, en kan ek een ding sê, ek dink dit was 'n ou met baie uitdagings, maar in dit alles is daar soveel wat ons kan leer van hom as 'n pa en as 'n man wat teenwoordig was in sy gesin. So, die vraag is, in vandag se omstandighede, in vandag se tyd, hoe bly ons teenwoordig in ons kinders se lewens, in ons gesinne se lewens, in die mense om jou se lewe? Hoe bly jy present, terwyl jy self al met 'n klomp uitdagings sit? Jy weet, en partykeer voel dit dalk net, ek wens die mense kan dit bietjie, weet, en die vrouens doen, hulle is baie lief vir ons, en hulle omferm hulle oor ons. Maar die vraag vanoggend is, hoe bly ons teenwoordig? Nou, ek dink in Abraham se storie is 'n paar goed, ek gaan net hierdie 4 goed uithaal vanoggend, en ek dink as jy op hierdie 4 goed gaan fokus, gaan jy sien daar's 'n paar dinge wat jou gaan help om teenwoordig te wees in mense se lewens. Die eerste is, om God se beloftes te bly vertrou. Ek dink die oomblik toe die Here vir hom gesê het, gaan na 'n vreemde land toe wat jy nie ken nie. Was dit 'n journey gewees waar hy gesê het, maar Here,
ongeag wat ook al op my wag, ek gaan u vertrou. U beloftes vertrou ek en dit stel my in staat om ja te sê en dieselfde met die prentjie van om gehoorsaam te bly. Ek het nie 'n idee hoe ons dit doen nie, al wat ek weet is ek moet iets doen, want gehoorsaamheid gaan saam met 'n aksie of 'n daad, so ek gaan doen, ek gaan optree, ek gaan actually fisies my goed pak en trek. En die ander dan, die prentjie van surrender, die hele gedagte van om te sê, Here, ek weet nie presies wat u bedoel met my seun Isak nie, maar ek surrender, ek gee oor aan u wil. Ek verstaan dit nie, but you know what? Ek gee oor because, hoekom? Want ek vertrou u, en dan natuurlik, die ander een reg deur sy lewe, hy bly geanker in geloof. Dis iets wat ons sien van sy lewe. Ek bedoel, oral waar hy gaan, die hele tyd is asof hy nie van sy geloof afdwaal nie, maar hy bly vas oortuig, daar's 'n roeping en God wil hom gebruik. En dis die 4 goed, so ons gaan dit bietjie uitpak vanoggend, net om te verstaan die gedagte van 'n Abraham en hoe dit ons lewens dan beïnvloed en help. So die eerste prentjie van vertrou God se beloftes. Ek skryf dat dis om te bly vertrou ten spyte van wat ons sien en dink of hoor. Jy sien partykeer, dis maar wat dit is, nee. Ons vertrou totdat ons slegte nuus hoor. Ons vertrou totdat daar onsekerheid by die werk opspring. Verstaan jy? Ons bly glo in alles wat ons sien om ons gebeur, of wat ons hoor mense sê, en dit beïnvloed hoe ons dink oor hoe ons voel, en hoe ons leiding gee, en hoe ons raad gee, dit wat om ons gebeur, en dan wil Abraham vir ons kom leer, maar ten spyte van wat jy sien, ten spyte van wat jy hoor, kan jy jou gedagtes kry om verder te gaan, om groter te dink as dit wat jy van bewus is, wat om jou aangaan. Nou, daar's 'n paar verse in die Bybel wat ons help met dit. Jesaja 55 vers 8 en 9 in die Lewende Vertaling lees soos volg gesê, die Here kom, hy sê dit, hoor mooi ouens, hy sê my gedagtes is anders as julle sin. So die Here wil vir jou sê, die manier hoe jy dink, hy sê ek dink anders, nê. Hy gaan verder, hy sê, en julle paaie is nie my paaie nie. So jou paaie is hoe jy jou loopbaan sien, jou lewe sien, hoe jy bou aan 'n lewe, hoe jy jou toekoms sien, hoe loop die pad na jou prentjie toe wat jy graag in jou toekoms wil by wil uitkom. Hy sê en julle paaie is nie my paaie nie, want soos die hemel hoër is, hier kom die sleutel nie. Hy sê soos die hemel hoër is as die aarde. Hy sê is wat ek doen, hoor as wat julle doen, en hoor hierso, en my gedagtes hoor as julle gedagtes. Hy kom in een sin en hy sê, die manier hoe jy dink, hoe jy redeneer, wat jy beleef, hy sê, is 'n manier wat vir jou sin maak. Hy sê, maar weet jy wat, ek is verhewe bo dit alles. Ek is God, ek is almagtig, ek is alwetend, en as ek na jou kyk, na die oomblik toe ek dit lees, toe besef ek, jy weet, baie keer kan ons so bekommerd raak as daar 'n die rentekoers opgaan, of hierdie goed, of ons hoor, of ons sien kliënte is minder, of ons sien goed gebeur, dan sien ons al baie keer, hoe gaan die toekoms dalk dit gaan nie goed lyk nie. Baie keer dink ons, en dit is goed, dit is lekker as jy vir jou 'n grand kar kan koop. Ek bedoel, baie keer moet jy, want jou kar is net op, en dan moet jy aan een koop, nee? En dit is lekker. Maar weet jy wat, dan werk ons so hard vir dit, en ons beplan dit, en dit vat soveel tyd en energie op om dit miskien te doen. En in al hierdie goede dink ons doen reg, en jy doen reg. Moenie my verkeerd verstaan, jy doen reg, maar ek dink net, bo dit alles is as God buite daai prentjie is, en hy kyk na jou en hy dink, as jy maar net verstaan en kyk en kan sien soos wat ek jou sien. Jy weet, want ons sien ons maar van ons eie kant af. Party daar voel jy soos die hero, en ander daar voel jy soos die zero, verstaan jy? En die Here sê, maar ek wens jy wil net sien soos ek jou sien. Jy weet, dis daai hele gedagte van jou internal realities. Met ander woorde, dit wat hier binne jou aangaan, wie jy is, wat jy beleef, die goed wat om jou gesê word, dit wat jy dink, dit wat jy ervaar, alles, hierdie internal reality, wie jy is. Goed waarmee jy gekonfronteer word. En dan teenoor dit is altyd die external realities, die goede wat buite jou beheer is, nee, die goed wat gebeur, die goede om jou. Partykeer is daar goed wat gebeur wat jy geen oor 'n inspraak of uitspraak het nie. Inspraak oor dit nie, en jy het geen beheer oor dit. Dis hierdie goed om jou. En daai goed partykeer beïnvloed so die internal realities, dat jy kan nie loop of dink of staan of alles word gekonfronteer en jou gedagtes op 'n verkeerde plek. Maar dan is daar ook the eternal realities, die ewigheidswaarde goed, die goed waar God in is, sy prentjie. Hy kyk anders, hy is bo, hy sê my gedagtes, sê hy daar is hoër
sien die eternal, dis hoër as julle gedagtes. En as jy kan leer om te sê, Here, maar ek vertrou op u beloftes, want dit is hierdie eternal reality. Sien, dan maak dit vir jou maklik om te sê, goed Here, ek verstaan hoekom Abraham gesê het, ek gaan trek. Weet nie waar jy nie. My internal, my external realities kan 'n bietjie kop stamp, maar dit gaan oor hierdie eternal reality waarin God my lei. En dis dan Spreuke 3 vers 5 en 6. Onthou, hierdie was deur 'n baie die slimste man ooit geskryf. Hy sê die volgende, hy sê, vertrou op die Here met alles wat jy het, en moenie staat maak op jou eie insig nie. Ons praat nie hier van 'n ou wat nie insigte gehad het nie, ons praat hier van 'n slimme. Hy sê, moenie staat maak op jou eie insigte nie. Hy sê, vra na die wil van God in alles wat jy doen, en wat? Hy sal vir jou die regte pad wys. Hy sê, moenie staat maak, moenie arrogant wees, in jou man wees en sê, I figured it out, ek weet hoe die lewe werk, ek het nie God se inspraak nodig nie. Hy sê, don't do that. Salomo het geweet waarvan hy praat. Hy het al 'n paar foute in sy lewe gemaak. En dan kom hy en dan sê hy, kan ek vir jou een ding vertel? Al wat ek vir jou sê is, vra die Here. Ek dink partykeer is dit so eenvoudig, ons kry nie, ons ontvang nie, sê die woord, want julle vra nie, want ons bid nie. So maklik soos dit. Al wat jy moet doen is vra, Here, gee my leiding, ek gaan in hierdie board meeting instap, gee my 'n antwoord, gee my leiding. Here, ek verstaan nie hoe hierdie goed gebeur het nie, alles maak sin dat ons syfers moet op en ons syfers gaan af, of wat ook al die situasie is. Here, hierdie verhouding waar binne en ek is met my kind, ek weet nie, dis veronderstel en ek verstaan nie, al wat jy doen is vra na God se wil. Hy sê dit. Okay, vertrou hom. Die tweede natuurlik is bly gehoorsaam. Soos ek nou een punt vanoggend verstaan, om sê ek vertrou God, want ek weet, sy gedagtes is hoër as myne. Die tweede een is, kom ons bly gehoorsaam. Beskryf daar gehoorsaamheid verg aksie. Jy sien, gehoorsaamheid, jy is nie gehoorsaam as jy sit nie. Dit sê hulle vir jou sê jy moet sit nie. Maar dit is ook 'n aksie, nê? Dan sit ook 'n aksie. Maar gehoorsaamheid vra om iets te doen. Gehoorsaamheid vra staan op en doen dit. Jy weet, as ons vir jou sê, jy is die koning, priester en profeet, Karin het dit nou gesê, jy is die koning, priester en profeet, beteken dit, jy moet iets doen, jy kan nie net die titel dra nie. Jy weet, jy moet iets fisies rondom dit doen. Hy skryf daar, wees gehoorsaam in jou rol as pa. Jy weet, so as die Here vir jou 'n rol gegee het, so 1 of 2 vaders daar terug het ek gepraat, juis oor, wat is die rol van die man, wat is koning, en wat is priester, wat is profeet, jy kan dit gaan kry, daar's baie wat hulle al skryf om te verstaan, maar wees gehoorsaam, om gehoorsaam te wees in jou rol, beteken dit om teenwoordig te wees, beteken om daar te wees, jy moet pa wees, jy moet koning wees, jy moet priester wees, jy moet profeet wees. Weet jy wat, as jy om jou gaan kyk, gaan jy sien, dit is wêreldwyd die statistiek, daar's altyd baie meer vrouens in die kerk as mans, hoekom? Want mans het partykeer die geneiging om te dink, ek werk sloof myself af, so ek kan op 'n Sondagoggend afvat, ek weet nie vir een of ander rede, of ek kan gaan golf speel, die golfbaan is altyd ouens, nie net op 'n Sondagoggend nie, okay? Of ek kan enige iets, kan ek afvat, en dan vir die vrou sê, vat jy die kinders, kerk toe, weet jy wat begin gebeur, die kinders leer dat my pa is nie priester in my huis nie, want hy is nie die een wat teenwoordig is in ons geestelike welstand van ons gesin nie. So hoe gaan daai ouetjie groot word? Afwesig in sy rol as priester. Verstaan die verantwoordelikheid? So die prentjie is eenvoudig, wees teenwoordig. En weer eens, om teenwoordig te wees beteken, jy moet gehoorsaam wees in die teenwoordigheid. Nie net daar wees nie, wees gehoorsaam, teenwoordig, koning, priester en profeet binne hierdie rolle. Want as jy nie iets gaan doen nie, gaan jy passief word. En ek het agterkom, maar sekere goed wat ons mans, of wat enige persoon actually for that matter, passief maak. En van die goed is partykeer vrees. Vrees vir die onbekende, vrees vir dit wat op my wag, vrees vir wat mag kom, kan jy vat na 'n plek toe waar jy in plaas van om aktief op te tree en teenwoordig te wees, weg te gaan en te ontsnap of te ontvlug, skuld wat daarmee saamgaan en seer, is goed wat 'n mens passief maak. En kom ons kom op 'n punt en sê, ek vertrou die Here, en ek gaan teenwoordig wees in my rol. Dan die derde een, en hierdie is nog 'n revelation vir my, dit is 'n moment wat die Here met ons gesels het. Kom ek wag, gaan myself vooruit. Ek wil eers vir julle lees wat julle moet doen, sê die woord. Daar staan geskryf, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, en nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad te word nie, en 'n mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en onregtighede opruim,
wat so welig tuur en ontmoedig die woord en ontmoedig die woord aanneem wat God vir julle geplant het, want die woord kan julle red. Hoor nou, hy sê julle moet doen wat die woord sê en dit nie aanhoor nie. Dis so eenvoudig, hoor God se woord en reageer op dit en doen dit. OK, dan kom ons by die een wat ek met jou oor wil praat vanoggend, surrender, om oor te gee. Nou, om oor te gee was vir my baie keer 'n snaakse konsep van, maar hoe gee ek oor? Jy weet, moet ek nou, is dit 'n aksie, is dit iets wat ek moet gaan doen, hier gee ek oor, ek gee nou oor. En ek dink partykeer is dit meer eenvoudig, jy weet, dis net dit, Abraham het nie die volle begrip geëis nie, vir die Here. Hoor jy moet jou seun gaan offer. Nee, wow, kom ons praat net gou hieroor. Gee my gou die volle prentjie, dat ek 'n besluit kan maak, sodat ek kan kies wat ek met my seun wil doen. Nee, hy het gegaan en gesê, goed Here, omdat ek U vertrou, en omdat ek 'n journey met U het, en omdat U my al gelei het na 'n land wat ek nie geken het nie, en U my beskerm het en bewaar het, en omdat U vir my 'n seun gegee het, en ek het geleer om U te vertrou, en ek het geleer om in U te glo, Here Jesus, is dit my fyn toe vir my sê, maar dit, wat jy gedink het, jou identiteit is, moet jy gaan offer, en dit was miskien vir hom die moeilikste ding om te doen op daardie stadium, maar een ding wat ek leer uit hom, hy het nie gegaan en gesê, goed Here, gee my eers die hele breakdown, sodat ek kan verstaan, dat ek 'n besluit kan maak nie. Want dis wat ons baie keer is. Ons met die Here half bargain. Here, ek verstaan, dit gaan dalk nie goed in my besigheid nie, maar Here, ek gaan nie oorgee nie. Met ander woorde, oorgee is toelaat dat U my lewe gaan lei hier vanaf, en ek gaan amper half sê, dit worry nie, ek hoef nie die eindprentjie te sien nie. Wat ek weet is, om my lewe te leef, saam met U is my genoeg, waantoe hierdie besigheid ook al gaan. Miskien, kom ons gebruik 'n voorbeeld, jou company sê vir jou, as jy nie gaan goed genoeg doen nie, gaan jy moet trek brakpan toe. Ons vrees dit, en ek wil dit nie doen nie, en daar's nie manier nie, en ek gaan met die Here praat, daar's nie manier nie, ek gaan dit nie doen nie, ek sal aan eerder bedank, en hier bly, nee, en ek weet nie wat ek gaan doen hier nie, maar anyway, en nou is daar nog 'n groter stres wat jou gryp, verstaan, oorgee beteken, Here, dis fyn, as U wil hê dan, my lewe moet so werk, en ek gaan Brakpan toe, is dit fyn, sorry dat ek nie altyd sê Brakpan, kom ons praat 'n ander woord, Pretoria, daar waar die ouens nie kan rugby speel nie, kom ons gaan daaraan toe, hier in hierdie kerk praat ons net cricket, okay, rugby is klaar. En ek vrees die onbekende, jy sien om oor te gee, te sê, dit gaan oukei wees, maak nie saak waar ek myself bevind nie, maak nie saak die onbekende wat ek vrees nie, om te sê, maar vertrou in God, bring my op daai plek, dis waar Abraham was met sy seun, om te sê, dis oukei. Ongeag, ek verstaan dit nie, en die beste is, hy het nie gevoel, hy het nodig om te verstaan nie, hy het net gevoel, dis oukei, want ek trust, en ek ken my God. Het jy so verhouding met die Here, dat jy so gemaklik voel om te sê, dis oukei, Here. Sien, hier is die vraag, was jy al ooit bang om alles net oor te gee en te hoop dinge sal reg uitwerk? Wat as jy oorgee en jou vrese word waar? Wat? Daai vrese wat jy het, wat as dit waar word? En nog steeds as sê, al word dit waar, nog steeds kan ek getuig, maar God is saam met my daar, so daai sal ook oukei wees. Sien, hy sê, my gedagtes is hoër as jou gedagtes. Oorgee is om jou gedagtes, denke, aksies en planne in God se hande te gee en om hom daarmee te vertrou. Eenvoudig soos dit. Here, I surrender beteken my gedagtes, my planne, my goed wat ek hier in my kop het. Ek release dit en ek vertrou. Ek vertrou U daarmee. Ek vertrou dat U het 'n plan. Ek vertrou, Here, dat U my nie gaan op die badste plek in my lewe bring nie. Inteendeel, die droom en die lewe wat U vir my het, is soveel groter en soveel mooier. Ek vertrou U daarmee. Dis wat Jesus gedoen het. Ek wil hê jy moet na hierdie gedeelte toe gaan. Sien jouself, ons het nou deur Paasfees kon iets van dit beleef het, maar hier's Jesus, selfs Jesus, as Abraham nie vir ons 'n voorbeeld was nie, Jesus is die beste voorbeeld. Selfs Jesus kom op 'n stadium waar hy sê, ek wil nie hierdie ding doen nie. Hy sê, Here, toe daai tuin van Getsemane is, kom hy en hy bid die volgende, en hier is die passion, jy kan gaan lees in jou vertaling, maar ek haal die passion uit, want hy sê iets so moois.
hier, hy sê, and he walked a short distance away, and being overcome with grief, he threw himself face down on the ground. He prayed that if it were possible, he would not have to experience this hour of suffering. Dit was sy wil. Hy praat met die Vader, hy sê, Vader, ek wil nie deur hierdie pyn gaan nie. He prayed, Abba, my Father, all things are possible for you. Please remove this cup of suffering. En dan kom hy sê, but yet what I want is not important, for I only desire to fulfill your plan for me. Jy sien, selfs Jesus het op 'n punt gekom waar hy gesê het, my wil is iets anders, maar Here, ek gee dit oor. My wil is dat hierdie nie gebeur nie, dat hierdie pyn wat nou voor lê nie gebeur nie. Dis my wil, dit was Jesus se wil. Hy sê, but I surrender this now to you, because I trust you. Because I trust you. Ek bedoel, as ons op daai punt kan gaan en sê, Jesus, het vir ons daar 'n voorbeeld gegee, selfs daar goed wat ek sê, miskien dis glad nie my wil nie, but I can trust God. Ek kan die Here vertrou vir dit. Ek wil vir jou sê, ek dink dis wat die Here ons wil hê. En dis iets wat ons leer uit Abraham, dis wat ons leer vanuit om 'n pa te wees. En dit vat jou na die laaste punt wat ek vanoggend oor wil praat, en dit is om geanker te bly in geloof. Ek skryf dat dis die beste plek waar jy kan wees, en dit is wat God van jou vra. Om net geanker te bly. Om te sê, ek wil in hierdie hele prentjie, my hele journey met my lewe, wil ek net geanker bly in 'n vaste vertroue en 'n geloof in God, in wie hy vir my is, en wat hy vir my instoor het, en wat hy oor my lewe droom. Ek wil net geanker, jy kry dit net deur te glo, deur geloof. So, al het Abraham nie God se plan gesien toe Isak moes offer nie, het hy nooit in sy geloof gewankel. Jy onthou, ek skryf daar, Abraham het reeds in die verlede geleer om God te vertrou, en toe hy weggetrek het na 'n land wat hy nie geken het nie, en elke journey, elke ding wat Abraham gedoen het, het sy geloof gebou. Elke keer, iets wat met Abraham gebeur het oor sy lewe, elke keer het sy geloof gebou, dat hy kom op 'n punt waar die Here vir hom sê, met jou seun gaan offer, het sy geloof, dit het nie daar begin nie. Verstaan? Dit was deel van 'n journey, om daar op daai punt te kom. En ek dink die gedagte vanoggend is om 'n verklaring te maak, as 'n man, as 'n pa, om te sê, maar ons as paas, ons as manne is teenwoordig. En as jy vir jouself sê, dit is amper 'n verklaring wat jy teenoor jouself maak, teenoor jouself bely. Hoor as jy dit vir jouself sê, maar ek kies vandag, ek sê vandag, ek is teenwoordig in die mense wat God om my geplaas het se lewe. Inteendeel is vir almal, nee. Dit is eintlik vir elkeen van ons. So ek wil vra vanoggend dat elke man gaan staan, en dan gaan ek net die volgende lees as 'n verklaring wat ons maak, 'n declaration vanoggend. En dat, soos ek dit lees, dat jy dit sal vat en sê, but this is what I also declare this morning. Dis wat ek verklaar. Ek verklaar die volgende. Jy sal hierdie onthou, hierdie is iets wat uit 'n movie kom van 'n hele paar jaar terug, Courageous, onthou julle daai movie? Okay. Die van julle wat hom onthou, was 'n goeie movie, die wat hom nie onthou nie, gaan kyk hom. Dit is 'n goeie movie. Dit bou alles, dis wat ons hier vir jou gee, die resolution, dit wat ons hier op neergesit het. So ek gaan hom vir jou opsit. Kom ons vra, kan al die manne staan, daar waar jy is? Nie net 'n pa nie, staan, al die mans. Dis wat ons verklaar. As jy getroud is, verklaar jy dit vandag. As jy nog gaan trou, verklaar jy dit vir daai vrou. Ou boy, sy weet nie of wat op haar wag nie. So ek gaan dit vir jou lees. Jy kan dit saam in jou kop saggies lees. I do solemnly resolve before God to take full responsibility for myself, my wife and my children. I will love them, protect them, serve them, and teach them the word of God as the spiritual leader of my home. I will be faithful to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my life for her as Jesus Christ did for me. I will bless my children and teach them to love God with all their hearts, all their minds, and with all their strength. I will train them to honor the authority and live responsibly. I will confront evil, pursue justice, and love mercy. I will pray for others
and treat them with kindness, respect, and compassion. I will work diligently to provide for the needs of my family. I will forgive those who have wronged me and reconcile with those I have wronged. I will learn from my mistakes, repent of my sins, and walk with integrity as a man answerable to God. I will seek the honor of God, be faithful to His church, obey His word, and do His will. I will courageously work with the strength God provides to fulfill this resolution for the rest of my life and for His glory. As for me and my house, we will serve the Lord. Die mans kan net so bly staan, ek wil julle seën met 'n gebed. Ek gaan vra dat die vrouens wat hier is, net julle hande so uitstrek. Good, let's just bless them. Jy kan jou oë toemaak. Here, dankie dat ek weet dat U het 'n plan met elke een van ons wat hier staan, elke man wat hier is vanoggend, Here. Here, dankie dat U 'n droom het. Here, en partykeer kom ons dalk op 'n plek waar dit net voel dat dinge word net taaf of te veel. Maar Here, vanoggend weet ek een ding en U sê, dis veilig om oor te gee aan my. En vanmôre, Here, wil ons elke uitdaging, elke vrees, elke skuldgevoel, al hierdie goed wil ons vandag vat en ons wil sê, Here, vat dit. Just take it. Want ons vertrou U met ons lewens. Ons vertrou U met ons gesinne. Ons vertrou U met die mense wat U om ons geplaas het, in ons binnekring gesit het. Ons vertrou U met elke een, Here. En Here Jesus, vanoggend wil ons voor U kom staan en sê, dankie Here dat U vir ons 'n toekoms het. Dankie Here dat ons hier staan en kan leer uit Abraham, wat ons dan verwys as die vader van geloof, want hy het nooit ophou glo in God nie. Hy het altyd aanhou en aanhou en aanhou glo, en elke keer as daar 'n nuwe uitdaging kom, het U hom deur dit gevat en hy kon iets leer en aangaan en gereed wees vir die volgende uitdaging. En ek bid dit oor elke man se lewe vanoggend, Here. Ek wil U kom dankie sê vir elke man wat kies ten spyte van hom alles om U te dien, om U te bly dien. Ons lewe in U hand. Maar dankie Here dat U die Heilige Gees in ons harte kom uitstort het as 'n navigator, as 'n companion, as iemand wat in ons is en wat vir ons leiding gee en raad gee. Dankie vir die liefde en die genade in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons staan op en dan sluit ons af. Let's just worship. Is the name above all names. Is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, His name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve Him through it all. With all my might, I will give Him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ. He's the word that is alive. He's the one who raised and brought us back to life. His name is Jesus. The perfecter of my faith. He's the author of unending grace. His name is Jesus. Ooh,
taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my story